Nou vriende, wat 'n voorreg om weer saam met u te kan wees so rondom die woord van die Here. Ag, ek wil u vanmôre groet met hierdie baie besondere woorde van Halleluja lied 288. Dit was woorde wat my so getref het en daar staan in Halleluja lied 288: Neem my gevange, Heer, dan is ek waarlik vry. Lê ek my aan u voete neer, dan wag oorwinning my. Dit is my so kosbaar toe ek dit lees dat ek waarlik vry sal wees as ek 'n gevangene is van die Here. En u kan miskien in u gedagtes sê, maar hoe kan 'n gevangene waarlik vry wees? Vriende, eenvoudig, wanneer 'n mens 'n gevangene van Christus, 'n dienskneg van Christus, 'n volgeling van Christus is, dan is jy waarlik vry. Vry in die sin van die woord, om juis voluit te lewe in die krag en in die wysheid van die Here, omdat hy die skepper van hemel en aarde ook my skepper is, en hy ook my redder is, en deur sy woord vir my leer wat ware vryheid is. En ware vryheid is te vind in hom en binne die raamwerk wat hy in sy woord vir my stel. So pragtig as ons dit lees. Neem my gevange, Heer, dan is ek waarlik vry. Vers 4 was my kosbaar. Ek lees net vir 1 of 2 sinsnede. My wil is myne eers, wanneer u in my woon. Ek moet om eens as vorste heers, vaarwel sê aan my kroon. Is dit nie vir u pragtig nie? My wil is myne eers, wanneer u in my woon. U sien, dis wanneer my wil aan God se wil onderworpe is, dat my wil waarlik vry is. Voor dit is my wil nie vry nie. Voor my wil is my wil gebonde met sonde. Mense is so lief om te praat van my vrye wil. Luister, jy en ek het nie 'n vrye wil nie. Ons wil is gebonde aan sonde en ons wil kom eers waarlik tot vryheid wanneer ons diensknegte van Christus word. Dis net so ietsie om jou opgewonde te maak oor die Here Jesus en oor die waarheid van sy woord en oor kindskap en wat dit beteken om aan die Here te behoort. Dis nie 'n swaar las nie, dis nie 'n stryd nie. Ag vriende, dis nie iets wat eintlik ons lewe beperk en ons lewe inperk nie. Inteendeel, dis 'n goeie stryd, sê die Bybel. Dis 'n lewe wat vir ons vryheid gee binne die raamwerk wat Christus ons stel. Ja, dis 'n lewe soos Jesaja 9 vers 5 vir ons leer, die reeksie waarmee ons besig is, dat ons nou behoort aan die een wat sy naam is Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, Ewige Vader en Vredevors. En ja vriende, ons gaan vanmôre aangaan met hierdie reeksie. Ons gaan vanmôre dan verder kyk in hierdie reeksie waarom ons kan sê dat die Here ons raadsman is. Nou ons het al heelwat boodskappe hanteer en ek kan ongelukkig nie alles weer herhaal nie, maar ek wil net vir u noem, ons is besig om te kyk na die Here is ons raadsman, die woordjie counselor. Hy is die een wat ons deur sy woord in 'n bepaalde rigting stuur. Deur sy woord gee hy vir ons teregwysings. Hy help ons om besluite te neem. Hy bied vir ons oplossings vir ons probleme. En ek het vir u gesê, Christus is die enigste bevoegde raadgewer of raadsman. Waarom? Omdat hy God is. Ek het vir u gesê, omdat hy ook volkome mens was en medelee met ons kan hê. Die Bybel sê vir ons, hy is die enigste bekwame en bevoegde raadsman, omdat hy ons lief het. Vriende, hy het ons lief soos geen ander ons kan lief hê nie. En hy is die enigste bekwame raadsman of raadgewer, omdat hy weet hoe om ons te bemoedig. Die ander twee gedagtes vanmôre is, hy is die enigste bekwame en bevoegde raadsman of raadgewer dan, juis omdat hy geduldig is met ons. Het jy al daaraan gedink hoe ongeduldig is ons met mekaar? Hoe dikwels het ons al gesê, man, is hierdie persoon dan stupid? Is hy onnosel? Verstaan hy nie wat ek vir hom probeer sê nie? Waarom maak hierdie een dieselfde fout oor en oor? En waarom verwag ek met hom heeltyd vergewe as hy aanhoudend dieselfde ding oor en oor doen of sê of op 'n manier optree? En ek het daaraan gedink, het jy al gedink daaraan as Christus was soos ons is? As hy met ons ongeduldig geraak het, as op 'n stadium na ons moes kom en sê, luister, is jy so onnosel dat jy nie verstaan wat ek vir jou sê nie? Het jy al gedink wat van een van my sou word? Maar as ons kyk na Christus, sy karakter, sy persoon en na hierdie een wat Jesaja die profeet vir ons afskilder in die woord, dan sien ons dat hy as liefdevolle, genadige en barmhartige God ook geduld het met ons as sy skepsele en in besonder met ons as sy kinders. En jy kan miskien vir my vra, nou waar kom ek daaraan? En ag, ek is bly u het gevra en ek gaan graag die vraag vir u probeer beantwoord. U sien, die Here Jesus se wandel saam met sy apostels leer ons baie van sy karakter en hoe hy opgetree het met hierdie sondige apostels. Onthou, hierdie apostels was sondaars in diens van die volmaakte God, onbekwame, onbevoegde mense in die opleidingsskool van Christus.
Die Here het hulle geken beter as wat hulle self geken het. En dikwels het hierdie apostels met ongeloof, met twyfel geworstel. Hulle het soms absolute dom vrae gevra in ons oë, in ons verwysingsraamwerk. Hulle het baie keer opgetree soos kinders en eintlik kinderagtig opgetree by tye. En dikwels sien ons die Here Jesus se absolute geduld met sy apostels. En ons kan ook weet dat dieselfde geduld wat hy met hierdie 12 gehad het en met hierdie manne wat saam met hom gewandel het, is ook die geduld wat hy met ons het. Hy het ook 'n besondere geduld met ons en vriende, ons lees daarvan in Johannes 16 vers 12. Daar staan nog baie dinge het ek om aan julle te sê, maar julle kan dit nie nou dra nie. Maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei, want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Die Here sê vir sy disippels, ek het so baie dinge om nogal vir julle te sê, maar julle het nie nou die begrip om dit te verstaan nie, en julle is nog nie nou opgewasse genoeg en reg om hierdie dinge te verstaan nie. Maar ek gaan julle nie as weeskinders los as ek weggaan nie. Ek gaan my Gees agterlaat, ek gaan my Gees in julle harte uitstort en my Gees sal sekere dinge by julle harte tuis bring en sekere goed aan julle harte kommunikeer en julle herinner aan sekere goed wat ek gesê het, sodat julle kan verstaan wat ek ook bedoel het toe ek op aarde was. Dink maar aan die Here Jesus se pad na die kruis. Sy disippels het dit nie verstaan nie. Onthou die tyd toe die Here voor Pilatus gestaan het en hy aan die kruis vasgenaal is, hoe die apostels dit nie verstaan het nie. Hulle het hulle self gaan opsluit in 'n bovertrek want hulle was bang en gevrees vir hulle eie lewe, terwyl Christus vir hulle gesê het, ek het gekom om te lewe, om te sterwe, om op te staan, sodat ek dan ook oorwinnaar oor sonde kan wees. Hulle het dit nie verstaan nie, maar die Bybel sê, die dag toe Christus sy Gees uitstort, toe verstaan hulle en dank God vir sy geduld met sy apostels en ook sy geduld met ons. Daarom kan ons met vrymoedigheid na hom nader, want die Here weet dat ons vlees is. Soms twyfel ons. Daar die pragtige Halleluja lied sê, al my twyfel bring ek Jesus. Hy sal sy belofte hou. Nimmer sal hy my beskaam nie, op sy woord kan ek vertrou. Dit gee my soveel moed wanneer ek dink aan hierdie raadsman. En ek dank hom vir sy geduld met my. Vriende, ek lees daar in die woord van die Here, daar in Matteus 17. Dit handel oor die man wat die maansieke kind gehad het, wat gesond geword het. U sal onthou die verse vooraf het gegaan oor die apostels wat hierdie man nie kon help nie. En die Here sê vir sy apostels, o ongelowige en verdraaide geslag, hoe lank sal ek by julle wees? Hoe lank sal ek julle verdra? En is eintlik maar 'n vraag wat ons deur die loop van die Bybel baie duidelik afgeskilder sien in die karakter van Christus, dat hy hulle tot vandag toe verdra. Want hy het hulle nie net gered en hulle uitgestuur nie, maar ook in tye van twyfel, in tye van ongeloof, in tye van vertwyfeling, het hy hulle aanhoudend opgebou in die allerheiligste geloof, soveel so dat hulle by die uitstorting van die Heilige Gees met hierdie krag gevul is om dan wêreldwyd die evangelie te gaan verkondig. So ek wil vir jou in hierdie môre sê, Jesus is ons bekwame raadsman, juis omdat hy so geduldig is met ons. Sy geduld met sy apostels is 'n refleksie van sy geduld met ons. Daarom skep moed, vlug na die bekwame raadsman en dank hom ook vir sy geduld met jou en wat ook al jou kwessie vanmôre is, wat jou saak ook al mag wees, wat jou stryd en vertwyfeling mag wees, gaan lê dit aan die voete van die Here Jesus. Maar nog 'n gedagte vanmôre is, Jesus is die bekwame raadsman, juis omdat hy vir ons elkeen in besonder bid. Vriende, as 'n mens net dink aan hierdie gedagte. Die apostels het dikwels gehoor hoe Christus bid. Hulle het ook gehoor hoe Christus vir hulle in besonder bid. Ons lees daarvan in Johannes 17 vers 20. Jesus bid vir hierdie apostels en hy noem sekere dinge en hy kom in vers 20 en hy sê, maar ek bid nie net vir hulle alleen nie, dis vir hierdie 12 apostels nie, maar ook vir die wat deur hulle woord in my sal glo. Waarom kan ons na Christus vlug? Met al ons probleme, met al ons stryd, met al ons sonde, met al ons bekommernisse, want hy bid vir ons. Hy bid dat ons staande sal bly te midde van die stryd. Inteendeel, hy staan ons by in die stryd. Ja, hy gee vir ons krag sodat ons dan na hom kan vlug om te sê, my Vader, dankie dat u seun my middelaar is en die Gees my leer om te bid sodat ek kan vlug na u, die bekwame raadsman wat ook my naam voor Vader noem in die gebed. Hebreërs
7 vers 25 sê, daarom kan hy ook volkome red, die wat deur hom tot God gaan, omdat hy altyd leef om vir hulle in te tree. Luister, hy leef altyd om vir ons in te tree. Daar is nie 'n oomblik van 'n dag waar Christus nie vir jou en my intree nie. En jy kan miskien nou vanmôre luister en sê, "Joh, that is too good to be true." En ek wil vir jou sê, dis miskien wat jou sondige menslike verstand vir jou sê. Wanneer dit kom by die heilige God, dan is hy ver verhewe bo ons verstand. As hy sê, hy lewe altyd om vir ons in te tree, dan is dit 'n belofte wat ja en amen in hom is, in sy karakter, en sy karakter is betroubaar, in sy wese is hy waarheid, en daarom kan ons met sekerheid weet dat ons 'n bekwame raadsman het, omdat hy vir ons ook bid vanmôre. Ek lees vir u wat staan in Romeine 8 vers 34. Wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het, ja meer nog wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is, wat ook vir ons intree. Die regterhand van God bedoel eenvoudig, maar hy sit aan hierdie gesagsposisie. Hy is die een aan wie alle mag in die hemel en op aarde gegee is. En wat doen hy? Die Bybel sê hy tree vir ons in. Hy bid vir ons. En jy dink miskien vanmôre, maar niemand weet waardeur ek gaan nie. Ek gaan deur hierdie geweldige krisis in my lewe, miskien siekte, stryd, miskien kinderprobleme, miskien finansiële krisisse, miskien 'n sondeprobleem waarmee jy worstel, miskien vertwyfeling, en jy sê vir jouself, maar niemand gee om nie, en niemand luister nie, dan wil ek vir jou sê, jy's verkeerd. Jy is verkeerd. Daar is een wat ook vir jou intree. As jy sy kind is, dan bid hy vir jou in besonder, en ek sluit af met 1 Johannes 2 vers 1, my kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet sondig nie. As iemand gesondig het, ons het 'n voorspraak by die Vader, Jesus Christus die regverdige. Luister, ek dien nou al 34 plus jaar die Here. Waarom? Vir een rede. Omdat ek 'n God het, wat my in sy seun lief gehad het, my deur sy gees lewend gemaak het. Die een wat vir my intree, die een wat deur sy gees in my werk om te wil, sowel as om te werk na sy welbehaag. En in die tye waar ek op my moedeloosste was, het ek weer opgestaan en ek het weer die lewe in die oë gekyk en ek het weer net nuwe moed geskep. Waarom? Omdat ek 'n voorspraak het by die Vader, Jesus Christus die regverdige. Die Bybel sê 7 maal val die regverdige, maar elke keer staan hy op. Waarom? Want dit is God wat hierdie vermoeide optel en sê, my kind, die goeie werk wat ek in jou begin het, sal ek volëindig. Daarom hier aan die begin van 2023 wil ek vir jou sê, skep moed. Jy het 'n bekwame raadsman. En hy bid in besonder ook vir jou vanmôre. Hy bid vir my, hy bid vir sy kinders. Mag ons moed skep, mag ons met vrymoedigheid na die troon van genade gaan. Mag ons lewe met 'n passie in ons siele, omdat ons weet ons lewe vir die koning van die konings, en ons gaan eendag saam met hom in sy heerlikheid wees. Baie sterkte vir u, baie liefde en seën in Christus, en mag die Here ons staande hou, ook in hierdie stryd, tot ons hom sal sien soos hy is. Mooi dag vir u verder, tada.